Vriende, die lewe van 'n kind in die tyd van die Bybel was ongelooflik uitdagend en moeilik. Kinders was uitgelewer aan dinge soos siekte, hongersnood en oorlog. Navorsing vertel vir ons dat baie min kinders volwassenheid bereik het. Navorsing vertel vir ons dat meeste kinders teen die ouderdom van 12, een of beide ouer aan die dood afgestaan het. Paulus noem dat die vroeë gemeentes juis moet sorg vir weeskinders. Hy noem dit omdat daar so baie weeskinders in die tyd van die Nuwe Testament was. Verbeel die angs en die vrees van 'n ouer wanneer hy of sy na hulle kindjie gekyk het. Juis met hierdie angs, vrees en onsekerheid neem ouers hulle kindjies na Christus in Markus 10 vers 13 tot 16, sodat hy hulle die hande kan oplê en vir hulle kan bid. Hierdie ouers is raadop. Miskien kan Christus hierdie kindjies red. Miskien kan hy uitkoms bring. Voordat hierdie ouers hulle kindjies na Christus kan neem, stop en weerhou die disippels hierdie gesinne om by Christus uit te kom. Christus is natuurlik ontsteld. Hoe is dit moontlik dat sy disippels op hierdie wyse kan optree? Dadelik maak hy die kindertjies bymekaar, lê hulle die hande op en hy bid vir hulle. En hy sê ook vir almal wat kan hoor, indien jy nie die koninkryk van God soos 'n kindjie ontvang nie, sal jy nooit daarin kan gaan nie. Wat vertel hierdie pragtige teksgedeelte vir ons? Van Christus, maar ook van die koninkryk van God. Aan die een kant vertel dit vir ons dat Christus juis 'n hart het vir mense soos hierdie kindertjies. Dis irrelevant of jy jonk of oud is. Dit maak nie saak of jy ryk of arm is nie. Dit maak nie saak of jy 'n goeie reputasie het, al dan nie. Ieder en elkeen word verwelkom deur Christus. Christus raak elkeen van ons aan. Ons kan tuis gaan by Christus. Dit is 'n ongelooflike verligting. Dit vul ons met vreugde. Maar terselfdertyd leer ons iets van God se koninkryk. Ek en jy kan nie betaal om by God se koninkryk in te gaan nie. Ons kan dit nie verdien of verwerf nie. Al hoe ons toegang kry tot God se koninkryk is indien ons die ingesteldheid van 'n kind aanneem of soos 'n kind begin glo. Ja, aan die een kant beteken dit ons moet op 'n naïewe manier glo, maar aan die ander kant beteken dit dat ons moet verstaan dat ons van alles van Christus afhanklik is, sienlik en onsienlik. Alles wat ek en jy het, ontvang ons uit die hand van die Here. Verlossing van die dood en van die sonde. En indien ons met hierdie besef leef en voor die aangesig van God gaan staan, kan ons met die sekerheid leef. Ons lewe in God se koninkryk. Daarom, vriende, moet ons ook nou anders leef en anders optree, anders praat. Net soos Christus die kindertjies verwelkom het, so moet ons ieder en elkeen verwelkom. In ons huise, in ons gemeenskappe, in ons kerke. Kom ons volg Christus se voorbeeld. Amen.